praat oor die psalms en die heerlike evangelie boodskappe wat in hierdie psalms vir ons opgesluit is. Die Psalmboek bestaan natuurlik uit 150 psalms en dit begin by Psalm 1. Dit gaan goed met die mens wat nie die raad van die goddeloses volg nie. Nie met die sondaars omgaan en met die ligsinnige saamspan nie, maar wat in die woord van die Here sy vreugde vind en dit dag en nag oordink. Hulle is soos 'n boom wat by waterstrome geplant is, wat op die regte tyd vrug dra en waarvan die blare nie verdroog nie. Hy is voorspoedig in alles wat hy aanpak. So is die goddeloses nie. Hulle is soos kaf wat deur die wind uitmekaar gewaai word. Daarom sal die goddeloses hulle nie kan handhaaf, wanneer die Here oor hulle oordeel nie, en die sondaars nie 'n plek hê in die vergadering van die regverdiges nie. Waarlik, die Here ken die regverdiges op hulle pad, en hy lei hulle op die pad, maar die pad van die goddeloses lei tot ondergang. En dan is daar 148 psalms en dan eindig die psalmboek met Psalm 150. Psalm 150 wil eintlik vir ons sê waarom dit gaan in die lewe. Dit gaan anders as wat die wêreld daar buite sê wat die hoogtepunt van die lewe is. Waaroor gaan dit in die lewe? Psalm 150. Prys God in sy heiligdom. Prys hom hier onder sy magtige hemelgeweld. Prys hom oor sy kragtige dade. Prys hom in sy magtige grootheid. Prys hom met die ramshoring. Prys hom met die harp en die lier. Prys hom met tamboerijn en koordanse. Prys hom met snaarinstrumente en fluite. Prys hom met simbale. Prys hom met galm en simbale. Laat alles wat asemhaal die Here prys. Prys die Here. En ons bly sit en dan prys ons die Here aan die hand van Psalm 150, die tweede vers. Loof Christus op medelee, bring die tamboerijn en smaak, en die oren by mekaar, prys uit muziekale rykdom, harp en fluit en die symbool, almal wat kan asemhaal, loof Christus. Walter Brueggemann is 'n baie bekende Ou Testamentikus. En hy sê as 'n mens deur die Psalmboek blaai, is daar 3 groot bewegings. Die eerste beweging is ons word georiënteer. Hy noem die eerste beweging oriëntasie. Dit beteken ons word geleer om op God te vertrou. Dis waaroor dit gaan. Die tweede beweging in die Psalmboek is disorganisasie. Die lewe is nie altyd kalm en rustig nie. Partykeer val ons lewe in mekaar. En die tweede deel van die Psalmboek wil vir ons help om onsself weer by mekaar te kry. En die derde tema wat in die Psalmboek is reorganisasie. As ek nou opgestaan het, hoe kan ek my lewe weer herdefinieer en hoe kan ek oorwinnend vorentoe gaan met die lewe? Ons gaan die volgende 3 weke praat oor hierdie 3 temas en vandag praat ons oor oriëntasie.
En die gedeelte wat ek vir u wil lees is Psalm 46, die bekende Psalm. Vir die koorleier, vir die koragiete, op die wysie van jong vroue 'n lied. God is vir ons 'n toevlug en 'n beskerming. Hy was nog altyd bereid om te help in nood. Daarom is ons nie bang nie, al gee die aarde pad, al skuif die berge tot in die dieptes van die see, al druis en skuim die waters van die see, al skud die berge deur sy onstuimigheid. Oor die strome van die rivier is daar blydskap in die Godstad, in die heilige woning van die Allerhoogste. God is daar. Die stad sal nie wankel nie. God sal hom help, nog voordat die môre kom. Nasies kan raas en koninkryke wankel, maar as God sy stem laat hoor, smel die aarde weg. Die Here, die Almagtige, is by ons. Die God van Jakob is vir ons 'n beskutting. En kyk wat die Here gedoen het, watter ontsettende dinge hy op die aarde tot stand gebring het. Die oorloë oor die hele aarde laat hy ophou, pyle en boë verbreek hy, spiese slaan hy stikkend, oorlogswapens verbrand hy met vuur. Bedaar en erken dat ek God is. Hoog bo die nasies, hoog bo die aarde. Die Here, die Almagtige, is by ons. Die God van Jakob is vir ons 'n beskutting. Die woord van God vir die kinders van God. Ons hoor dikwels daarvan dat rugbyspelers wat moontlik in die jaar 'n Springbokspan kan haal, opgeroep word vir 'n sogenoemde alignmentskamp, 'n oriënteringskamp. By die geleenthede word sekere rugbyspelers uitgenooi en dan praat Rassie Erasmus met hulle en sê hy vir hulle, dis wat ons van julle verwag as julle hierdie jaar in die Springbokspan wil speel. Ons verwag van julle hierdie fiksheid. Ons verwag van julle hierdie geestelike en emosionele volwassenheid. Ons verwag van julle dat julle so 'n skram sal induik en dat julle so sal speel. In die Psalmboek het ons te doen met 'n oriëntasiekamp. God nooi al sy kinders om oriëntasiekampe by te woon. En by hierdie oriëntasiekampe word ons georiënteer. Wil die Here vir ons wys en wil hy vir ons leer wat dit beteken om kind van God te wees en wat dit beteken om die pad van die Here te loop. So, volgend, baie welkom by die Psalmboek se oriëntasiekamp. Julle het vandag opgedaag, dankie dat julle opgedaag het. Kom ons hoor wat die Psalmboek vir ons sê, hoe moet ons georiënteer word om die pad van die Here te loop? Wat is belangrik? Wel, die eerste ding wat belangrik is, mense, is dat ons moet verstaan wie God is. Die Psalmboek sê vir ons, God is goed. Maar die groot ding wat ons moet weet van hom, is dat hy die Almagtige is. Hy is die God van hemel en aarde. Hy is die God wat uit niks geskep het. Hy is die God wat die onmoontlike kan doen. Die God wat ons aanbid, is die gewer van alle goeie dinge. Hy is die gewer van lewe. En hy is nie net die gewer van lewe nie, hy is die onderhouer van lewe. Die hele wêreld
ek en jy, hang met 'n naaldstring aan God. Net soos 'n ongebore babatjie met 'n naaldstring aan sy moeder gekoppel is. Soos ek en jy met 'n naaldstring aan God gekoppel. As hierdie naaldstring verwyder word, geknip word, val alles in mekaar. Ons is absoluut van God afhanklik. En toe God hierdie wêreld geskep het, die natuur geskep het, het hy die aarde so geskep, dat die aarde as hy goed bewerk word vir ons koring en wyn en olyfolie en ander dinge kan gee, sodat ons nie net kan oorleef nie, dat ons in vreugde kan lewe in hierdie wêreld. Die hele wêreld waarin ons bly, word deur God gedra, dis in sy hande. En daarom hoef ons vir niks bang te wees nie, want God is in beheer van alles. Hoor u wat die Psalmboek vir ons wil sê? Israel het ook hierdie oriëntasie gehoor, baie jare gelede. Maar hy het dit verkeerd verstaan. Die feit dat God die almagtige God is van hemel en aarde, het hulle laat dink, dit beteken, dit sal altyd net goed met jou gaan in hierdie wêreld. Jy sal geen probleme hê nie. Alles gaan altyd net dooie dollies met jou gaan. So het hulle gedink. God sal jou beskerm en bewaar, alles gaan net mooi gaan in jou lewe, en God gaan sorg dat jy altyd suksesvol wees in jou lewe. Ongeag van die manier waarop jy lewe. Jy kan maar lewe net soos jy wil. Dit sal altyd met jou goed gaan, want God is almagtig. So die mense van Israel geglo, aan wie hierdie boeke aanvanklik geskrywe is. Die mense van Israel het geglo, omdat God almagtig is, sal dit altyd goed gaan met Jerusalem, hulle hoofstad. Jerusalem word ook in die Psalmboek beskrywe as Sion. Sion sal nooit vervalle raak nie. Niemand sal Sion kan inneem nie, want ons vertrou op die Here. Wat was die probleme met Israel? Hulle het geglo dat God, dit wat hulle graag wil hê, sal seën en bewaar. Hulle het nie meer in God vertrou nie, hulle het in God se gawes begin vertrou. Hulle het vir mekaar gesê, ons het 'n sterk geloof, en omdat ons 'n sterk geloof het, sal dit altyd met ons goed gaan. God sal altyd ons gebede verhoor, want ons het 'n sterk geloof. En toe gebeur dit in die jaar 586 voor Christus. Die Babyloniërs kom en hulle verwoes die stad. Die stad word in sy fondamente afgebreek. Level met die gravel. Die tempel word afgebreek. En die roem van die Joodese bevolking word weggevoer na ballingskap toe. En dis 'n traumatiese ervaring vir die Joodese burgers. Want dit wat hulle geglo het, werk nie. En daar in Babylon leer hulle iets van God se almag. God se almag lyk anders as wat ons baie keer daaroor dink. God se almag beteken nie dat hy jou aan jou nek gryp en vir jou in jou gesig kyk en vir jou sê, kyk ou snaar, jy moet nou glo. As jy nie glo nie, gaan ek jou bietjie ruk. Ek gaan jou ruk totdat jy begin glo nie. Nee, so werk God se almag nie. God se almag
werk dat hy mense gebruik en hy het mense gebruik om Israel op te roep, om te glo, om op hom te vertrou. Hy het hulle geroep deur profete, maar Israel het hulle hart verhard vir die Here. Hulle het nie in God meer geglo nie. Hulle het geglo in dit wat hulle graag wil hê. Daaroor was hulle seker. Hulle het 'n verkeerde pad begin te loop. Wat leer ons van God se almag? God se almag laat toe dat 'n mens jou hart vir God kan toemaak. Dat jy jou hart vir God kan heeltemal kan sluit. Ons leer van God se almag dat hy huil oor mense wat hulle verhard vir hom. God het oor Israel gehuil, oor Israel wat nie na sy stem geluister het nie. Wat leer ons in die Bybel van God se almag? God se almag beteken nie dat dit altyd met jou goed sal gaan soos jy dit graag sou wil hê nie. God staan nie in diens van ons behoeftes en begeertes nie. God se almag beteken iets anders. As ons die Bybel in sy geheel deurlees, dan sien ons God maak hom bekend as 'n God wat liefdevol, genadig en barmhartig is. Hy's 'n God wat regverdig is. Hy's 'n God wat altyd op die regte manier optree. Dis soos God hom aan ons bekend maak. En God se almag beteken dat niks en niemand hom kan verhinder om liefdevol, genadig, barmhartig en regverdig te wees nie. Dis soos God is en dis soos hy altyd is, liefdevol, genadig, barmhartig en regverdig. God se almag beteken dat hy kan doen dit wat hy wil. Hy kan doen wat hy wil en niks en niemand kan hom keer om te doen wat hy wil nie. Psalm 46 sê vir ons, God se almag beteken dat ons nooit hoef te twyfel aan God se liefde en sy betroubaarheid en sy genade nie. Ons hoef nooit daaroor te twyfel nie. Ons hoef nooit te twyfel dat God sy belofte sal waarmaak nie, want hy is in staat om dit te doen en hy wil dit te doen. Psalm 46 wil vir ons sê, ons kan op die Here vertrou, want hy is 'n God wat betroubaar is. Liewe kinders van die Here, julle wat opgedaag het vir die eerste oriëntasiekamp van psalms, die eerste ding wat julle moet weet is, God beloof nie dat dit altyd met jou goed sal gaan nie. God beloof nie dat jy nou alreeds hier op aarde 'n hemelse ervaring sal hê nie. Hy beloof dat hy getrou sal wees aan homself. Hy beloof dat jy op hom kan steun. Kom ons vergelyk die lewe met 'n bootreis. God beloof nie dat jy nooit nat gespat sal word nie. God beloof ook nie dat daai boot nie sal sink nie. Wat God beloof is, hy sal sorg dat jy by jou eindbestemming sal uitkom, die nuwe hemel en die nuwe aarde. Dis wat God beloof. God beloof dat hy betroubaar sal wees en dat hy vir ons by ons eindbestemming sal uitbring. Daarop kan ons reken. Wel, as die rugbyspelers bymekaar kom en rassie vir hulle sê, mense, dis wat ons van julle verwag, dis wat julle moet doen as julle Springbokke wil wees,
stuur hy hulle huis toe en sê hy vir hulle, julle moet nou hierdie dinge inoefen. En dis presies wat die Psalmboek eintlik vir ons wil sê. Mense, ek oriënteer julle nou wat dit beteken om 'n kind van die Here te wees. Moenie verwag dat dit altyd met julle net goed sal wees nie. Vertrou op die Here, hy is betroubaar. Maar nou moet julle hierdie dinge inoefen. Dit moet deel van julle lewe wees. As julle nou huis toe gaan, moet julle hierdie dinge inoefen sodat dit spontaan in julle lewe na vore kom. Hoe oefen 'n mens hierdie dinge in? 3 dinge is belangrik. Die eerste ding wat belangrik is, dis belangrik dat ons sal verstaan wie God is. Dat ons voortdurend bewus sal wees van hom in ons lewens. Wel, wie sê hy is ons reisgenoot vir hierdie week wat ons nou ingaan. Hy is die almagtige God wat saam met ons hierdie week ingaan. En dit is belangrik dat ons voortdurend bewus van sy teenwoordigheid sal wees en dat ons voortdurend rekening sal hou met hom. Daarom sê Psalm 1 vir ons, 2 dinge is belangrik om voortdurend bewus van God te wees. Nommer 1, is belangrik dat jy hierdie week by die Bybel sal uitkom. Dat jy die Bybel sal lees, dat jy vir God sal toelaat om met jou te praat, maar nie net dat jy die Bybel sal lees nie, dat jy die Bybel sal oordink, dat jy daaroor sal mediteer, en dat dit deel sal word van jou lewe. Het jy al gesien wat gebeur as 'n koei herkou? Hy het klaar gevreet, dan staan hy en dan herkou hy. En hy herkou. Dis wat Psalm 1 vir ons sê. Herkou nou dit wat jy gelees het. Laat die Heilige Gees toe om dit deel te maak van jou lewe. Want as dit wat jy gelees het deel word van jou lewe, leer jy om anders te kyk na die wêreld. Jy sien dinge raak wat 'n mens nie met hierdie bril van die Bybel kan raak sien nie. Jy sien God raak in dinge wat nie sigbaar is nie. En as jy die woord van God mediteer, leer jy om sekere dinge nie meer raak te sien nie. Jy leer om jou nie meer te ontstel oor sekere dinge nie. Psalm 1 sê, kom by die Bybel uit, mediteer die woord van God. En nommer 2, belangrik, as dit met jou sleg sou gaan hierdie week, word stil. En dink terug aan die verlede. Dink terug aan moeilike tye in jou lewe, waar dinge vir jou ondraaglik, swaar en moeilik was. En vra vir jouself, hoe het jy reg gekry om dit deur te maak? En die Heilige Gees sal dit vir jou duidelik maak, dat dit God was wat jou deurgetrek het. Hy het vir jou gehelp om deur te gaan. Swaar gaan, dink terug aan die verlede. Dis wat Israel gedoen het. As hulle swaar gekry het, het hulle teruggedink aan Egipte, hoe swaar hulle gekry het. En wat het God gedoen? Hy het 'n wonderwerk gedoen, hy het hulle deur die Rooi See help trek. Hy het hulle gehelp om in die woestyn deur te trek, om deur die Jordaan te God, en het hulle vir mekaar gesê, God wat in die verlede getrou is, ons kan ook vertrou dat hy vir nou ons help in die toekoms. Om in te oefen dit wat God van ons vra dat ons voortdurend bewus sal wees van wie God is, dat hy ons reisgenoot is. Nommer 2 wat belangrik is, dat ons voortdurend in gesprek met ons hemelse Vader, wat saam met ons op reis gaan hierdie week, dat ons voortdurend in gesprek met hom sal wees. As jy na die berge hier buite kan kyk, en bewus raak van God se grootsheid,
Maak jou oë net toe. Ag, jy hoef nie eers jou oë toe te maak nie. Sê net vir die Here, dankie Here, U is groot. Aanbid U groote naam. Moenie ophou om hierdie week vir die Here te loof en te prys en te eer vir wie hy is nie. Sommer dwars deur die dag. Paulus sê, bid gedurig, bid voortdurend. Dit beteken nie om die hele tyd op jou knieë te wees nie, dit beteken dwars deur die dag. Kort gebede, Here, U is groot, ek dank U, ek eer U groote naam. Amen. Voortdurend moet ons in gesprek met die Here wees. Die Here doen groot dinge aan ons. Dankie Here, dankie vir my kind wat werk gekry het. Sy het so lank gebid. Dankie Here, U het dit moontlik gemaak. Dankie Here dat ons veilig by ons eindbestemming gekom het. Dankie Here vir die aangename vakansie wat ons gehad het. Voortdurend vir Here dankie sê. Kort gebede dwars deur die dag. Voortdurend vir die Here vra, Here, geef my nou wysheid. Hoe moet ek hierdie saak hanteer? Ek weet nie. Jakobus 1 vers 5 sê, as ons wysheid kortom, kan ons dit van die Here vra, en die Here sal dit gee sonder verwys. Dwars deur die dag, Here, ek weet nie om hierdie saak te hanteer nie, wysheid asseblief, help my, sodat ek hierdie saak hanteer. Dwars deur die dag, Here, ek het 'n fout gemaak. Ek het my nou vererg. Here, ek kan daai ouetjie nie eintlik vat nie. Here, vergewe my. Help my om hom reg te hanteer. Dis die tweede ding. Eerste ding, wees voortdurend bewus van die Here se grootheid, voortdurend in gesprek met die Here. Die derde ding. Wat is 'n groot fout wat ons baie keer maak? Ons kom met ons versoeke na die Here toe. En ons vra vir die Here, ons verwag van hom, dat hy ons sal verhoor soos ons dit graag wil hê. Maar baie keer doen die Here dit op 'n ander manier, 'n beter manier. En dis die derde ding wat belangrik is. Laat God toe om God te wees in jou lewe. Laat God toe om jou te verras. Laat God toe om jou te verras. Want baie keer verhoor hy ons gebede op 'n beter manier as wat ons vra. Twee voorbeelde. Een voorbeeld uit ons kerkgeskiedenis. In die 4de eeu na Christus was hier in Noord-Afrika. Dis min of meer waar Tunesië vandag is. In die stad Kartago. 'n baie gelowige vrou met die naam van Monica. Sy het geweet wat dit beteken om te bid. Maar sy het 'n rebelse kind gehad. Met die naam van Augustinus. Hy was 'n karnalie. Hy was 'n probleem vir al die vrouens in die dorp. Julle sal verstaan wat ek sê. En op 'n dag kom Augustinus na sy ma toe en sê, Ma, ek gaan nou Rome toe. Ek wil Rome toe gaan. En sy ma begin bid en sê, Here, asseblief verhoed hom om Rome toe te gaan, want Rome was in daardie tyd die Sodom en Gomorra van die wêreld. Sy sê, Here, asseblief, moenie wat hy soontoe gaan nie, want hy gaan daar nog net meer vervalle raak. En sy bid, en die Here antwoord nie. En hy gaan Rome toe, maar nie lank in Rome toe nie, gaan hy na 'n stad, 'n plekkie naby Rome, 'n dorp met die naam Milaan. Wat gebeur daar? Hy kom tot bekering. En dan gaan hy terug Kartago, sy geboortedorp toe. En as hy daar in Kartago loop en al die vrouens waarby hy gekuier het, vir hom sê, hy ou Augustinus, jy ken mos vir my, as ek is ou Sunny, die ou losse van Kartago. Dan sê hy, ja Sunny, ek herken jou, maar ek is nie meer Augustinus nie. Ek het nuut geword. En dan word hy 'n predikant, en hy word die grootste kerkvader wat die kerk opgelewer het tot vandag toe.
Die Here antwoord ons gebede baie keer op 'n beter manier as waarvoor ons dit vra. Jy het dit al ervaar. Die probleem is baie keer, ons bid net en ons wil 'n antwoord so hê, maar die Here antwoord so, en ons sien dit baie keer nie raak nie. En dis die derde ding, laat God toe om jou te verras, en laat hom toe om vir jou te wys, hoe hy baie keer ook op 'n beter manier jou gebede beantwoord. 'n Voorbeeld uit ons eie gemeente. Een van die lidmate vertel vir my, hy het baie siek geword, en hulle moes hom hospitaal toe vat. Die hospitaal ouens het nie mooi geweet wat met hom aangaan nie, en hy is oorgeplaas Kaapstad toe. Daar het hulle besef, hy moet 'n omleiding kry, hartomleiding. En die mense het vir hom gesê, ag, binne 5 dae is jy by die huis. Dis nie meer so erg nie. Hy word ingestoot na die operasie plek toe. Hy lê al klaar op die bed. Hulle is gereed om hom sy hart oop te sny. En dan gebeur daar iets in sy liggaam. Dinge kom uit sy mond uit. Hy moet teruggestoot word na sy kamer toe. Vir meer as 'n maand moet hy wag voordat die operasie kan plaasvind. Hy sê vir my, dominee, dit was moeilik. Dit was 'n groot teleurstelling, maar weet jy wat? Ek het half moedeloos geword, maar elke keer as ek moedeloos geword het, ek tot die Here gebid en ek het geworstel met die Here. En die Here het my gehelp hierdie tyd van wag. Hierdie tyd van wag was eintlik 'n gebedsseminaar. Ek het geleer om op die Here te vertrou. Ek het geleer om te bid. Ek het nader aan die Here gekom. Weet jy wat ek in hierdie tyd geleer het? Ek het geleer dat ek 'n ongelooflike vrou het. Tot die dokter het dit vir my gesê. Hy het vir my gesê, jong, jy besef nie wat jy het nie, want sy het elke dag aan my bed gesit. Sy was by my gewees. My oë het oop gegaan vir wat ek het. En weet jy toe met wat? Ek is nou fisies anders, want my hart klop nou weer beter. En weet jy wat? Ek het 'n nuwe mens geword. Ek was 'n baie haastige mens. Ek wou gehad het dinge moes net loop soos ek het graag wil hê. Maar God het my in hierdie tyd in die hospitaal gestroop van al die waardelose dinge waarop ek vertrou het. Hy het my geleer dat die lewe broos is. Hy het my geleer dat ek maar eintlik 'n bedelaar is. Hy het my geleer dat ek in afhanklikheid van hom moet lewe. So was die tyd in die hospitaal nie 5 dae nie, maar amper 2 maande. So verras die Here vir ons. Dit is belangrik dat jy in hierdie oriëntasies gedeelte dit moet onthou. Die Here antwoord ons baie keer op 'n ander manier. Jy gaan nou huis toe. Wat moet jy onthou vandag? Jy kan op die Here vertrou. Jy hoef nooit te twyfel oor sy trou nie. Hy is betroubaar. Hy is betroubaar in sy liefde, sy genade, sy barmhartigheid. Hy is regverdig. Hy tree altyd regverdig op. Jy kan daarop steun en kan leun. Maar jy moet ook leer om reg te praat. Baie van ons mense praat so verkeerd. Ek het 'n sterk geloof. Ek glo dat dit en dit sal waar word. Ek glo dat die Here dit en dit vir my sal gee. Dis verkeerde praat. Reg praat beteken
Ek het 'n sterk God. Ek het 'n betroubare God. En ek kan my lewe in sy hand plaas en ek kan hom vertrou dat hy vir my sal gee dit wat ek nodig het. Hy is betroubaar en genadig en vol liefde. Ek hoef daaroor nie te twyfel nie. Dis die eerste oriënteringskamp. Volgende week die tweede oriënteringskamp van die psalms. Kom ons gee 'n paar oomblikke van stil gebed.